Ons sê julle, kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir hierdie voorreg dat ons kon gehad het om ons harte so voor U kon uitpour, Abba, dat ons kon sing, Abba, en net vir U kon dankie sê, Abba, en dankie sê vir U goedheid, Abba. U is altyd, nog altyd daar, Abba. U het ons nog nooit gelos nie. Uit U, in U hand is ons heeltyd. Vader, vergewe vir die keer wat ons dalk uit die hand het wil uitklim, Abba, en bring ons terug na die hand toe, Abba, van voorsiening, van beskerming, Abba. Dankie vir hierdie hedge, Abba. Dankie vir hierdie gronde, Abba. Dankie dat hierdie gronde heilig is, Abba. Dankie vir hierdie engele wat om hierdie gronde beskerm, Abba, en oral waar ons gaan, Vader, want U sê, my kind, as jy lief is vir my, dan as jy my ken, dan sal ek my engele opdrag gee om jou te beskerm. Leer ons is die liefde, Abba, want ons is so lief vir U. Dankie dat ons nie meer hoef te worry nie, dankie dat ons nie hoef te vrees nie, ons eer U daarvoor. Vader, ek bid nou dat U sal spreek, soos Samuel gesê het, spreek, Here, spreek, Vader Jahweh, U diensknegte luister. In Yeshua se naam bid ons dit, amen. As julle so, ons is besig nog steeds met die tabernakelreeks, en ons is by die goue altaar, en ek het gedink, dit gaan vandag wees met die goue altaar, maar Abba het besluit, nee, ons gaan 'n bietjie nog leer om te bid, en ons gaan leer om klomp dinge leer oor die goue altaar, en dis wat so amazing is hierdie, ek praat gister met iemand, ons het 'n tabernakeltoer gehad gistermiddag, en hoe bevoorreg is ons nie om hierdie prentjie te sien heeltyd nie, en hierdie skadu wat Abba vir ons kom inkleer het, en deur sy seun Yeshua, en hoe ons hoe hy elke instrument, wat hy net kom en ons kom leer, en hy skatte vir ons gee, daai Spreuke 2, wat hy sê, hy het hierdie skatte vir ons, vir die wat dit soek, maar is belangrik, hy het jy daai soeke vir daai skatte, en dit is die ding, mens moet gaan soek, dus soek die koninkryk, soek sy regverdigheid, soek die skatte, en hy het dit vir jou. Ons het laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor die name, wat baie moeilik was, en oor die eenheid tussen Yahweh, Yeshua en Ruach, die eenheid, die Kadosh, die Ruach, die settepartners van Abba Vader Yahweh, en hoe dit alles vorm van ons gebede elke dag, en vir wie jy bid, wat sy naam jy gebruik, en Yeshua kom sê vir ons in die woord, hoe ons moet bid. Dit is wat baie nice is, want ek dink Yeshua het geweet, ons gaan op hierdie ouderdom, of in hierdie stadium van ons lewe, gaan mens nog steeds daai vrae hê van, bid jy vir Here, bid jy vir Lord, bid jy vir Yeshua, bid jy vir Jesus, daar's soveel vrae, bid jy vir Vader Jahweh direk. En Yeshua kom en sê, nee, hy sê nie Here nie, hy sê, onse Vader. Dis wat hy sê, begin so bid, onse Vader. Die koning sê, onse Vader. Dan sê hy ook, ons moet alles in sy naam vra. En wat ons in sy naam vra, sal hy vir ons gee, as dit Vader se wil is. So dat hy is in Vader, en Vader is in hom, en ons is in hom. En ons besef die krag van gebed in Yeshua se naam. Die ding is, ons dien 'n God van verhouding, en sy naam is Yahweh. Net soos Yahweh gewag het vir die volk in Israel, om hom te kom worship. Vader Yahweh wag vir die volk, hy sê Farao, Moses gaan in en gaan sê vir Farao, dat hy my volk moet laat gaan, en hy stuur die pla, en heeltyd sê hulle, laat hulle gaan, want ek staan in die woestyn, en ek wag vir hulle, dat hulle my kan kom dien. En dis wat so mooi is, Vader wag, baie keer wag Abba dalk vir jou in die woestyntydperk wat jy het. Hy staan baie keer in die woestyn en hy wag vir jou, maar baie keer staan hy in die beloofde land en hy wag vir jou. Die vraag is, gaan jy hom net onthou in die woestyn, en as jy in die beloofde land inkom, gaan jy vergeet van hom. Eksodus 7 vers 16 sê, die God van die Hebreërs het my U gestuur met die boodskap, laat my volk trek, dat hulle my kan dien in die woestyn, maar kyk, U het tot nou toe nie geluister nie. Maar Boeta en Sissa, wie is jou Farao vandag? Wie is die Farao wat keer dat jy nie kan gaan worship nie, want Abba sê hy wag vir jou. Wie keer jou? Vader, wag. Baie keer is jy droogte, baie keer is daar swaardheid, baie keer is daar 40 jaar wat jy dalk het. En jy raak moeg, maar Vader is daar saam met jou, hy wag vir jou daar in jou moeilike tyd. Maar daar is ook 'n plek van melk en honing. Die melk en honing is daar so, maar Israel beteken om te struggle, om te veg. Daar is geveg, daar is van, tel op jou kruis elke dag en volg my, wat Yeshua sê. Die punt is, hy wag, en baie keer moet ons, jy die vleispotte van Egipte laat gaan,
wat jou vashou en keer dat jy Elohim kan worship. Baie keer is daar nog steeds daai neiging om terug te gaan na die vleispotte van Egipte, na die naaisigheid wat jy was voordat jy gered is in jou lewe. Want glo vir my, die vyand gaan dit vir jou wys. Hy gaan kom en sê, hoorie, sommer kyk wat het jy gedoen, kyk al hierdie dinge wat jy gehad het, wat gebeur het. Of is jou foon dalk partykeer die farao in jou lewe? Is jou foon of die televisie partykeer dalk die farao wat jou keer, dat jy na Vader toe kan gaan, wat vir jou wag, dat jy hom kom worship. Terwyl ek praat vandag, vra vir Vader, wat is jou farao? Wat keer jou? Want Abba wag vir jou. Hy wag vir jou. Is dit jou aansien, is dit jou status, is dit wie hy is dit jou besigheid, is dit wat, is jou kinders, wat is dit wat keer, dat jy nie Vader kan worship nie? Wat kom tussen dit in? Wat is jou farao? Dalk 'n kuier aan saam met besigheidsmanne. Wat is die eerste ding wat jy doen as jy wakker word in die môre? Of die laaste ding voordat jy gaan slaap in die aand? Is dit dalk môre WhatsApp? Môre Facebook? Of wat van môre Adonai Elohim? Vader Yahweh, dankie vir nog 'n dag. Mag U naam geseënd wees. Dankie dat U my en my gesin beskerm het gisterand. Ek het net my kop neergelê en U het die engele het wag gehou gisterand terwyl ek geslaap het. Dankie vir nog 'n dag wat ek gesond kan opstaan en nie dood is nie. Dankie vir die asem wat weer vandag in my liggaam is. Wat is daai farao wat jou keer om dit te sê? Wat van voor jou voet uit die bed uit sit? Baruch atah Adonai melech haolam. Blessed are you, Lord God, King of the universe. Dis belangrik. Voor jou voet uit die bed uit sit, gee Vader, klaar die eer. En ons kan dit leer, want dit is amazing as jy dit kan doen. Yes, ons is mens, jy gaan baie keer vergeet. Jy gaan in jou, voor jou kruis op jou selfoon, ek doen dit ook. Maar probeer bietjie om Abba heel eerste eer te gee. Waar vir Vader vandag, dat hy deur sy Ruach jou wys, wie steel jou tyd? Wat jou in jou Egipte wil vashou? Want dit is wat Facebook is vandag, hy wys vir jou heeltyd Egipte. Hy wys jou heeltyd die vleispotte. Dis wat hy doen. Ek sien nie, daar's niks fout daarmee nie, ek moenie my verkeerd verstaan nie. Want so kan ons die vyand se maniere ook gebruik om goeie verse te stuur. Maar nog steeds, as jy nie jouself kan beheer nie, moenie daai ding oopmaak nie. So hoe bid ons? En dis die reeks. Hoe bid ons vandag? Ek het 'n voorstel wat iemand vir my geleer het op 'n stadium en van julle het dalk dalk gehoor. En dit is die woord pray. Ek is nou Engels. Maar dit is 'n lekker model om te kan begin bid. Want pray begin met 'n letter P. En dit beteken prys hom. Gee Adonai die eer, prys hom heel eerste. Sê vir hom, Abba, U is great en ek is so lief vir U. Dankie vir alles. Begin eerste, nie van Abba, U is my maag geseer en ek het volgens hierdie kop seer en al die dinge nie. Nee. Abba, ek eer U vandag en mag U wil geskied vandag. Die volgende letter in prys is R. En dis repent. Bely jou sondes. Abba, jammer dat ek dit gedoen het gister. Of wat ek nog gaan doen vandag. Want ons is sondig, ons almal is sondig, ons almal kom kort die glorie van jou. Repent jou sonde, bely jou sonde, bly tot wie sonde wat jy nie eens van weet nie, want daar is nog 'n sonde. Vra vir Vader om dit te wys vir jou deur sy Ruach. Soos Dawid, van deurgrond my hart en wys my of daar enigiets is, Abba Vader. Dis hoekom hy 'n man na God se hart was. Bekeer jou sondes voor hom. Was jy met die waterbad van die woord, volgens Efesiërs 5, sodat hy Ruach jou kan wys wat daar nog 'n onbekeerde sonde is. Dawid sê in Psalm 139 vers 23, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Hoor, dis net die hart wat moet deurgrond word nie. Hy sê, toets my en ken my gedagtes, vra Dawid. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. 'n
weg is van smart en lei my op die ewige weg. Onthou julle die storie van by die goue altaar? As jy by die goue altaar kom, dan het jy die journey gestap, die weg, die waarheid en die lewe. En by die tabernakel is 'n perfekte prentjie, maar daar so by die weg was die repentance, die doop, die alles was so gewees, maar as jy kom by die goue altaar, sê Vader Jahweh, hy soek nie meer die offers daar nie, dan moet die sonde klaar betaal wees, dan soek hy jou worship. Dan soek hy die goud wat klaar gelouter is. Net die worship, die skoon vuur, hierdie lekker reg, hierdie mooi wierook, hierdie verskillende bestanddele wat ons gedoen het. En dan A van prei is ever. Al die ander mense wat jy ken in jou lewe, bid vir hulle. Tot jou skoonma ook. Jou familie, jou vriende, jou vrou, jou kinders. Bid eers vir hulle, en dan, die laaste letter van prei is Y, wat jou yourself beteken. Eindig met jouself. Bid dat jy dinge wat Vader Jahweh, wat die belangrike dinge, as dit U wil is. En as jy so bid, Boetanse, sal gaan 'n uur te min wees vir gebed. En dis hoekom Yeshua gekom het en hy het vir ons kom leer om te bid. En as jy gaan kyk, presies hoe hy sê ons moet bid, kom die woord prei uit. Matteus 6 vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, dat hulle loon klaar weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene is, sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ons gaan hier stop. Nou die woord vir verborgene is my vasgehaak met Afrikaans, jammer julle, ek is 'n boer, maar partykeer is die Engels net makliker. Die ander woord vir verborgeninge is secret. Okay. Dit maak dit meer sin. Okay, so Vader sê jy moet in die secret ingaan, in die geheime plekkie ingaan, in jou huis ingaan, in jou kamer ingaan, nie daar waar die kinders skreeu en die honde blaf en hulle skop teen die deur nie. Kry jou tydjie, jou spesiale tydjie, en dat so mooi is, hy sê, daarso sal hy jou sien waar jy in jou geheim is en jou secret is. Hy sien jou daar. Hy sien jou in jou kamertjie. Dis is so mooi. Hy sê, Yeshua sê, Vader sal jou sien. Dis so mooi. So die Griekse woord vir daai verborgene of secret is kryptos. Kryptos. En dit beteken, dit is die plekkie nou, dit is die plekkie waar ons moet gaan, om weg te steek, om versteek te wees, die geheime. Dit moet jou secret plekkie, jou geheime plekkie wees, waar jy saam met jou koning 'n feesmaal het, elke dag en nag, en deur die dag. Ander woorde, Yeshua sê dat Vader in die geheime is. So eerstens is dit jou geheime plek waar net jy en Vader Jahweh is. Daai spesiale plekkie, daai lekker plek waar jy en hy in die geheim kan praat. Nie van net 'n vinnige skietgebedjie nie. Daai is groot tyd, dit is kwaliteit tyd. Hy sê hy wag nou vir jou, soos hy in die woestyn gewag het, hy wag vir jou in daai plek. En hy sien jou daarso. Daai diep dinge kan deel wat niemand oor sal skinder en lag nie. Hoe amazing is dit? Hoe amazing is dit Abba vir jou vra, gaan na 'n spesiale plekkie toe waar die mens nie kan hoor nie. Want as die mense dit gehoor, gaan hulle jou skinder en hulle gaan ook vir jou lag. Maar daarso kan jy jou diepste dinge. Jy het 'n pappa wat jy jou alles kan vertel en niemand gaan daar skinder nie of lag nie. Maar hoekom is ons dan te bang om te praat partykeer? Is dit nie die vyand wat per ongeluk keer dat jy daai spesiale gesprek het met Vader nie, wat jou so laat sleg voel, daai naaktheid oor jou bring, soos daai sonde wat Adam en Eva gehad het, daai naaktheid wat oor hulle gekom het, wat hulle oor hulle gekom het, wat hulle moes self, hulle nie weet waar om te wees nie,
totdat Vader hulle kom cover het en Abba het vir hulle rokke gemaak en op die einde van die dag is hulle gecover, daai sonde, daai naaktheid is gecover en vandag so met Yeshua se bloed kom cover hy ons sodat jy nie hoef skaam te wees nie, dat jy met Papa Vader kan praat. Hoe amazing is dit nie? Maar jy kan diep dinge praat, 'n veilige plek waar jy met jou Vader oor dinge kan praat, maar Boetans is so, hoe lyk jou binnekamer vandag? Is dit hierdie happy place? Engels sê dit baie mooi. Of is dit net nog 'n dag, nog 'n plek in jou gebedslewe? Daar's 'n fliek, weet nie of jy daar gekyk het nie, Prayer Room, van die vrou wat hierdie spesiale, sy het haar klere uit die kas uit gegooi, en sy het in haar klerekas gaan sit, en sy het daarso begin bid. En sy het aanvalle gekry, maar sy het begin woord teen die mure vasplak, en sy het begin woord lees. En sy het haar gesin is gered daardeur, deur begin met gebed, Jesus, Abba het gered. Maar daai gehoorsaamheid, daai begin praat, daai begin woord spreek. Miskien moet ons dalk ons binnekamer begin mooi maak weer. Miskien ons begin plek maak. Gaan kyk daai fliek, Prayer Room weer. Dis vir my so 'n mooi voorbeeld. Op je knieë. So die mooi gedeelte van Vader wat in die geheim is, want hy sê hy is in die geheim, hy is in die kryptos, daai geheime plekkie. Hy sê ook dat hy alles sien. Hy sien jou hart, hy sien hoe jy bid, hy sien hoe jy smeek, hy sien hoe jy vas, hy sien dit. Vandag wil ek vir jou sê, Boetan Sissa, jy wat jy dalk voel, jy bid in die muur vas. Vader sien wat jy doen. Dis die duiwel wat vir jou laat glo dat jou gebed in die dak vasgaan. Vader sien jou, hy deurgrond jou hart, hy kyk vir jou hart, hoe jy bid. Maar wees versigtig om skoon vuur te bring. Bely klaar jou sonde, bring daai skoon vuur, bring daai incense, daai wierook, ons het dit gedoen, daai verskillende wierook, en nie strange fire nie. Maak reg, maak jou hart skoon, kom in 'n happy place van jou in. As Vader in die geheim sê, hy sien dit en hy sal die verborgeninge, hy sal die verborgening sien, so sal hy ook. So sê dat Jahwe jou in die buite en openbaar sal hy jou ook vergeld. Wat hy sien in die geheim sal hy vergeld en openbaar. Maak tyd in die geheim saam met Jahwe. Bid in geheim en jy sal in openbaar bid ontvang. Bid in openbaar en in geheim sal jy nie ontvang nie. Dis basies wat hy stuk sê wat Yeshua nou sê. Yeshua waarsku om ons nie soos die heidene te staan en te bid nie. Moenie my verkeerd verstaan nie, daar's niks wat moet gaan bid buitekant nie. Maar daar's 'n manier. Hulle het gebid met leefwoorde, dis wat hulle gedoen het. Hulle het gebid dat mense hulle applous gee onder al die ander mense. Hulle opcheer. Die Grieks beskryf die gebede van die heidene as batalegio. Batalogio. Sorry, ek sê Grieks nie. Dimitri ons help hierso. Batologia. En dit beteken, hoor gou hierso, wat beteken batologio? Die Griekse woord, jy weet wat te sê. Dit is die gebed van daai heidene. Alright. Dit beteken 'n gedagtelose borrel. 'n herhalende deursang. 'n herhalende deursang, 'n gedagtelose borrel. Met ander woorde, oor en oor worship, oor en oor bid. Daar's niks fout daarmee nie, maar in die regte hart. Hierdie woorde hart uiter. Die skare opsweep, kry ons dit nie so baie vandag nie. Hierdie formule van gebed bid heeltyd. Hierdie vasgestelde kerkbode het gesê ons moet so bid en dan doen ons dit so. Die heidene het hierdie preke uitgeskree. Hoor gou sê wat sê 1 Konings 18 vers 26. En hulle het die bul wat hy hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê: "O Baal, gee ons antwoord." Maar daar was geen stem en niemand wat geantwoord het nie. Hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. Dit was daai met Elia. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê: "Roep hard. Hy is mos God. Hy is seker in gespeins of hy het hom seker afgesonder en hy is seker op reis. Miskien slaap hy, moet wakker word." So skree heidene, skree vir julle afgod. Dis wat Elia hierso sê.
En hulle het te kere gegaan daarso. Hulle het gedans, maar hierdie afgod wou nie daai vuur aan die brand steek nie. En dis hoe die heidene gebid het daai tyd. Op straathoeke om daai applaus te kry. Yeshua sê in Matteus 15 vers 6, sê hy so, het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewing. Gefeins is tereg het Jesaja oor hulle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Dit is die Talmud. Die Talmud. Alright. So, hulle het basies, wat hulle gedoen het die Talmud heeltyd op aangehou en aangehou en aangehou. En Yeshua sê hierso, julle hart is ver van my af. Julle lippe maak nie saak van my. Daai hart, daai gebed in die geheim, dis waarvoor Adonai luister. Daar's 'n tyd waar jy vir Vader bid in geheim, en dan is daar 'n tyd waar jy vir iemand bid in die openbaar. Okay. Dis belangrik. As jy gaan bid in openbaar, moet dit wees vir Vader Jahweh, nie dat ander mense jou raak sien nie. So kom ons lees verder, vers 7. En as jy bid, dis nou Matteus 6 vers 7. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Weer eens die batelegio. Vers 8. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voor julle hom vra. Is dit nie mooi nie? Yeshua sê hierso, Vader weet wat jy nodig het voordat jy hom vra. Die Engels sê dit, the things you have need. Nou om te verstaan gaan dit help ons 'n bietjie na die Grieks gaan kyk. Ek het hierdie baie na die Grieks gaan kyk om te verstaan van die Openbaring af oor hierdie Onse Vader om hy skat te gaan soek. As jy 'n skat wil gaan soek, moet jy baie keer kyk na die Hebreëus, gaan kyk na die Grieks, gaan kyk na die Arameërs net om bietjie kan verstaan. So die Grieks vir die have, en daar is nou Engels, vir die have is, hoor hierso, echo. Mag ek net weer daai stukkie lees vir ons. The things you have need. Things you have need. Okay. So die have is echo, en dit beteken dinge in jou kop, soos jou emosies, dinge wat jou handhou, jou daaglikse benodighede. Alright. So dis die have, jou daaglikse benodighede en jou emosies. Dan, die Grieks vir daai have need, die need is chairea, en dit beteken noodsaaklikhede. Met ander woorde, as jy so sê dat Vader weet klaar wat ons nodig het voordat ons hom vra, sê in die Griekse betekenis, Jahweh ken jou denke, jou emosies, jou behoeftes in jou kop voordat jy vra. En hy sal dit vir jou gee as dit noodsaaklikhede is. Dis die have need. Dis die wat ons moet vra, wat Vader vir ons sal gee voordat ons dit nog vra. Al ons noodsaaklikhede, maar hy sien jou denke en jou emosies, hy sien wat hier binne aangaan, hy sien wat hier in jou hart aangaan. Noodsaaklikhede. Vader Jahweh gee vir jou noodsaaklikhede voor jy vra. Maar ja, ons kan wel vra vir dinge, soos wat ons hartsbegeertes is. Al weet Abba klaar wat ons nodig het, en al weet hy klaar ons noodsaaklikhede. As jy kind is, toe 'n fiets gevra het jy jou pa geweet jy kort 'n fiets, want hy kan sien, hierdie kind wil 'n fiets hê. Hy begin nou, die maatjies begin fietsry. Maar hy pappa het nog net gewag, hoorie sommer, pappa, kan ek 'n fiets kry asseblief? Dit is maar hoe dit werk. Baie keer wil ouers net hoor van, ek kort pappa, asseblief. So dis alself met Vader Jahweh ook. Hy weet klaar jy het 'n fiets nodig of 'n Ferrari, nee, grap. Iets nodig om te ry. Ja, so moenie dink Vader gaan vir jou 'n Ferrari gee as jy heeltyd daaraan dink nie, hoor. Hy ken jou denke, maar daai denke vol Ferrari is, weet ek nie so lekker nie. Hy gaan jou noodsaaklikhede gee. Ek glo Ferrari is noodsaaklikheid nie.
Ja, hy weet wat jy nodig het. Dis wat so amazing is. Dis 'n verhouding. Hy het 'n verhouding, sy pappa wat 'n verhouding het met ons en hy's amazing. Maar eerste wat hy soek is dat jy jou roeping moet uitlewe. En dan jou persoonlike dinge wat hy sal byvoeg vir jou. Die ding is as jy rykdom nodig het en jy bly bid vir geld vir jouself en dit gaan maak dat jy vergeet van op die einde van die dag as jy dit ontvang het. Dink ek die Vader gaan vir jou dit gee nie as hy weet hy gaan jou verloor daardeur nie. En dit is baie keer is dit die probleem. Mense, ons bid so vir geld en as jy geld het dan vergeet jy van hom en as jy geld klaar is dan bid jy op jou knieë dat jou knieë jou broeke deurgeskuur word op die grond. Dis mos hoe die mensdom werk. Kort geld, dan bid en smeek jy. Baie geld, dan bid jy nie eers meer nie. Die punt is, broer en suster, as jy rykdom soek, as jy geld soek, wys vir Abba Vader dat jy kan met rykdom werk, jy het stewardness, jy kan weet hoe om aan geld te werk en jy sal hom meer ken as wat die dag dat jy niks geld het nie. Dan sal hy dalk as dit sy wil is vir jou geld gee. En dis die punt. Hy gaan nie vir jou 'n slang gee. As 'n kind te vra vir 'n slang, gaan nie vir jou slang gee nie. En 'n slang gaan jou pik. Sy wil sal jou seën meer en meer en meer. Maar soek eers sy koninkryk en sy regverdigheid. Of vra 'n kind hoe mooi. Jy kan vra en vra en vra. As nie sy wil is, en sien jy gaan seker, sorry. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weerklag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word as julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Hy soek hierdie humble hearts. Hierdie humble servants van Abba. Ek soek eers u koninkryk. Wys my wat om te doen. En as ek vra in my geheim vir u vra vir daai ietsie ekstra, want Abba wil tog hê ons moet lewe geniet op aarde ook. Hy wil dit hê vir ons. En as ons vra en ons bid en ons glo en ons smeek, hy sê ons kan hom tot smeek. Dis so amazing is, hy sê ons mag hom smeek. Ons kan vas, bid, smeek. En sy wil sal hy. Nou hoor jy hierso. Daai nader tot hom en hy sal tot julle nader. Die Grieks vir daai nader is engizo. Om nader te bring, te benader. Hoor gou mooi so. Engizo, Vader sê nader tot my en ek sal tot julle nader. Die Grieks vir daai woordjie is engizo wat beteken om nader te bring en te benader. Om een ding aan 'n ander te koppel. Okay? Met ander woorde, een te word in gebed. Gat te word met Vader. Dis nie net ek nader tot U nie. Dis van ek word een met U in daai gebed. Dis daai nadering wat Abba soek, om hom te benader en een te word met hom. Gat met Elohim. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Dis belangrik. As julle na my vra met my hele hart. Dawid se gebed. Ja, dis ook 'n man na God se hart is. So ja, kom ons begin met die Onse Vader. Vers 9. So, Yeshua sê dit. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Kyk, tot hier lees. Ons gaan stukkie vir stukkie doen. So hier kom die seun van Jahweh wat in die Vader is en bid tot sy Vader. Hy sê hierso Here of Lord nie. Hy sê hierso onse Vader. Baie belangrik. Yeshua leer ons hoe om te bid. Onse Vader. Okay, so, dit beteken onse Vader, ons almal se Vader. Die Grieks is hemon, wat beteken our, we, us.
Met ander woorde, as ons bid onse, dan bid ons in eenheid saam met Yeshua vir Vader Yahweh. Our, we, us. Onse Vader. Yeshua sê us. Hy Ruach Yahweh. Dis daai eenheid om jy saam bid. Dis onse. Nie net jy en Vader nie, dis ons. Alright. Die Engels sê, Our Father in heaven, hallowed be your name. Yeshua sê, heilig is u naam. Dis die tweede een wat hy doen. Dadelik, dui die prys, die P, heilig is u naam. Heilig is Yahweh se naam. Nou ek het baie Grieks uitgehaal, om dit beter kan verstaan. It's amazing. Hagiazo. Dis die Griekse naam vir dit wat beteken, hoor gou hierso, van heilig. Om te gee of te erken, om te eerbiedwaardig of heilig te wees. Om van onheilige dinge te skei en aan Yahweh toe te wy. Om te reinig uitwendig. Die Hebreë vir daai heilig is kadosh, wat beteken om afgesonder te wees vir Yahweh. So dit is nie net heilig is u naam nie. Dis nie net heilig nie. Daai naam is baie, baie diep. As jy bid, heilig is u naam, dan beteken jy declare, kadosh is u. Jy declare dit, jy sê, Hagaziu. Reinig is ek, uitwendig. Jy verklaar die reinheid van daai naam van Yahweh. En Yeshua sê, onse, met ander woorde, jy is deel van, as jy Vader nader, is jy deel van daai heiligheid. Dis nie net 'n naam nie, jy is deel van dit. Want Yeshua sê, ons is in hom en hy is in die Vader is onse. Jy praat daarmee. Jy sê, hy's heilig. Nou as jy nie self skoon is nie, hoe kan jy dan sê, u is heilig? Voor jy bid, heilig is u naam. Beteken nie dat jy in daai eenheid self rein moet wees en skoon afgesonder vir Yahweh nie. Want hy sê ons. Voor jy sy naam uitroep. 1 Petrus 1 vers 15. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wees kadosh, want ek is kadosh. Wees afgesonder, want ek is afgesonder. Die wêreld gaan nie vir jou, gaan jou spot, die wêreld gaan jou haat, hulle gaan nie van jou hou as jy afgesonder wil wees nie. Want jy gaan gesien word as weird, jy gaan gesien word dalk as 'n Jood, jy gaan baie weird sê, maar Vader Yahweh sê, jy, my kind, wees heilig, wees kadosh, wees rein, want ek is rein. En as jy sê, onse Vader in die hemel, mag u naam geheilig word, dan sê jy, ons is saam met u heilig, want u roep my om heilig te wees. Vers 17, en as jy hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. As jy hom aanroep, sê Petrus, wees ook kadosh. Weer eens kom ek terug na, moenie met strange fire vir Vader Yahweh kom nie. Hy is heilig. Voor hy sy naam roep, seën sy naam, was jou met die waterbad van die woord, sodat jy as 'n rein mens voor hom kan buig, afgesonder vir hom. Skoon gewas met die bloed van Yeshua. Dis hoe ons hom moet nader. So kom ons lees verder. Vers 10. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Het is baie maklik om hierdie te bid, laat u koninkryk kom. Maar besef jy, Boeta en Sissa, wat jy regtig bid? Die Grieks vir die koninkryk is basileia. En dit beteken
om as koning te heers. Autoriteit om te heers oor die koninkryk. Koninklike krag wat heers oor Christendom as die Messia, die gesalfde. En die woord kom in koninkryk, en die woord wat in koninkryk kom, is die Grieks ergomaia. En dit beteken van een plek na 'n ander. So as jy bid, laat u koninkryk kom, bid jy daai woord ergomaia, en dit is van een plek na 'n ander. Bid jy nie, mag die Messias, Yeshua Messias, oor ons kom regeer as koning van een plek tot 'n ander nie? Van hemel tot aarde, laat u koninkryk kom, van die hemel aarde toe. So daar's 'n koninkryk in die hemel, Matteus 3 vers 2 sê dit, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Okay? So daar's 'n koninkryk in die hemel. Okay? Dan ook 'n koninkryk op aarde, Matteus 4 vers 8 sê dit. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. So daar's 'n koninkryk op aarde, die koninkryk aarde, koninkryk hemel. En dan word daar ook gesê dat die koninkryk aan ons behoort. Matteus 5 vers 3 sê, salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En ook dat daar vlakke in die koninkryk is. Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal een jota of een tittel van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. So daar's vlakke in die koninkryk van die hemele. So daar is verseker eendag vlakke in die koninkryk. Maar jy moet kies of jy die grootste of die minste genoem wil word. Want as die mense gaan leer om dit nie te doen nie, gaan jy die minste genoem word. En daarvoor mag jy niks uithaal of byvoeg nie. Nie 'n jota wat die kleinste dinge verteenwoordig in die woord nie, of 'n titeltjie wat die klem op al die woordjies sit nie. So Abba sê jy mag niks uit sy woord uithaal of byvoeg nie. Wolf en skaapklere, valse profeet. As jy mense leer dat dinge is nie meer nodig in die woord nie, dan haal jy uit en jy sal die minste genoem word in die koninkryk eendag. Dis wat die woord sê. Die kleinste goedjies, die titel, die jot, die kleinste goeders in die Bybel, die kleinste goedjies. Dis hoekom Yeshua sê die jota. En die titel, die goed wat die klem het, die belangrike goeders. As jy enigiets van dit uithaal, hoor hoe mooi wat sê Lukas 16 sê, na, as die hemel en aarde sal verbygaan voordat 'n jota of 'n titel uitgehaal word. Dis so Abba se naam. So jy gaan die minste genoem word. Dis wat die woord sê. Jy mag niks uithaal nie. Doen ons dit vandag? Yes. Vat nie die feeste. 3 feeste. Wat Suid-Afrika nog doen? Wat van die ander van die 7 feeste? Ons haal die ander 4 feeste uit. Vandag doen ons net 2, Pinkster en Paasfees. En dan add ons sommer nog pagan feeste van Kersfees en Easter by dit. En die pastore leer hulle so. So pastoor, as jy hulle leer, dan gaan jy die minste genoem word in die koninkryk. En dis wat Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van Yahweh en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Met ander woorde, Yeshua sê, my kind, soek die koninkryk, soek die stad. Soek die stad. Soek die Basileia. Ander woorde, soek Yeshua as koning. En deur hom gaan jy reg hê tot die koninkryk eendag. Openbaring 21 vers 27 sê, ek het al 'n paar keer gelees, luister hierso, en daarin sal nie inkom iets wat verontydig en gruwelik en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam.
dis die wat in die koninkryk gaan ingaan. Dan nou net so vinnig, vir die wat nog nie dit gehoor het nie, as jy prons eet, dan sien Vader dit in Levitikus 11 as gruwelik. En net vinnig daai vers weer te lees, is hy sê daarso, en daarin sal nie inkom, iets wat verontreinig en gruwelik en leuns doen nie. Okay. Wat's gruwelik? Abomination. Dit is jou lekker pronsie en jou lekker kreefie en al daai goedjies. In die geitjie daar buitekant. Yeshua sê, sorry, jy gaan nie in my koninkryk inkom nie. Dis wat hy sê, nie ek nie. So, soek eers. Dis hoekom Yeshua sê, soek hom eers en dan volg die koninkryk en sy regverdigheid. Soek sy regverdigheid op. En dan sê hy, alles sal vir jou bygevoeg word. So as Satan het ook 'n koninkryk op die aarde, het julle geweet? So asseblief, moenie sy koninkryk soek nie. Daar's nie 'n stad van goud by sy koninkryk nie. Dis bietjie warm daar so waar hy gaan. Matteus 13 vers 41 sê, die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. Ek gaan ons weer lees. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen. Die Engels sê dit, those who practice lawlessness. En sal hulle in die vuuroond gooi. Dan sal geween wees en geknars van tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Hierdie is hard. Hierdie is, as gelees gerus Jesaja 66, hierdie is die opvolg van Jesaja 66. Die geknars van tande. Yeshua vra, het jy ore of het jy blompotte? Luister, hy waarsku. En daarvoor, as ons gehoorsaam is, gee ons iets. Hoor gou hierdie mooi, Matteus 16 vers 19. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Sleutels. Ons besef nie die autoriteit wat ons kry by Yeshua nie. Maar hy sê in die woord van, Engels sê dit baie mooi, we will be seated with him in heavenly thrones. Ons besef nie die krag en autoriteit wat ons het in Yeshua se naam nie, want hoekom besef ons dit nie? Want ons luister partykeer vir die valse leuen van die vyand wat sê ons is niks nie. Laat die koninkryk kom, bring ons die sleutels. Bring ons die autoriteit om saam met die leeu van Jehuda te regeer. Efesiërs 2 vers 5 sê, ook toe ons dood was deur ons die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit die genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Saam opgewek en saam sit in die hemele. Al hierdie dinge vir ons, al wat Jahwe soek vir dit is liefde, wat ons weet is gehoorsaamheid. En is jammer, want daar is wat die koninkryk gaan sien en nie beerwe nie. Johannes 3 vers 3 sê dit. Praat bietjie oor die koninkryk hiersom. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word, kan hy tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. So dit is nie net sien nie, dis ingaan ook. Boetans, as jy al weer gebore, is jy al groot gedoop. Nie die besprinkeling nie, want jy moet roer die tydsmin.
Dis hard. As jy nie deur die baptismo gaan nie, die submergement gaan onder die water, soos 'n nuwe geboorte van 'n vrou, as 'n vrou 'n geboorte aan 'n kind gee, is 'n kind pop nie uit nie. Langs hiersoos boep, daar's die kind nie. Nee, hy gaan deur water en bloed. Daar's baie water, daar's baie bloed. En dis 'n weergebore. Dis wat ek verstaan van weergebore. Baptismo. Handelinge 2 vers 38, bekeer en word gedoop. Joshua wat sê in Markus 10, dieselfde doop waarmee die beker wat ek drink, gaan jy hom drink, dieselfde doop waarmee ek gedoop is, moet jy gedoop word. Joshua het nie Johannes het nie langs die Jordaan gestaan en gesê, Joshua, ek doop jou nie. Hy het onder die water ingegaan en dis die ding. En Vader sê in sy woord, as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy die koninkryk nie sien en jy gaan nie ingaan nie, punt. En dis hard. En ek hoop mense hoor dit. Want dit is 'n valse leuen van die vyand, is die besprinkeling wat wil mense keer. Die vyand se grootste job op aarde is om mense uit die koninkryk uit te hou, om hulle uit die stad uit te hou. Hy gaan alles probeer om hulle uit te hou. Hy gaan sê alles is oukei. Alles is grace, hy gaan dit vir jou bly sê, want hy wil nie hê jy moet in die koninkryk ingaan nie. Dis hoekom Joshua kom en hy waarsku jou. Gaan weg jou werker van jou practicing of lawlessness. Jy wat lawlessness doen. Dis elkeen se keuse. Maar die koninkryk is daar vir ons as die bruid. En die koninkryk, ons het so baie autoriteit. Vader sê die koninkryk behoort aan ons. Ons het sleutels om ons te bind, ons het sleutels om te ontbind. Abba gee dit vir ons. So as ons bid, laat u koninkryk kom, beteken dit al hierdie goeders. Kan julle sien hoe diep is daai een woordjie wat ons sê, Vader Jahweh, laat u koninkryk kom, maar dit help nie jy bid, laat u koninkryk kom, maar jy wil nie die koninkryk hê nie. Dis die probleem. Ons is geleer om daai gebed te gee, maar besef ons werklik waar wat kadosh beteken? Beteken ons ervaar wat ons se Vader beteken? Beteken ons wat heilig beteken? Ons besef nie dit nie. Ons besef nie dat Vader ons een maak, ons besef nie dat Yeshua sê ons is saam met hom in die hemelse koninkryk nie. Ons is gees en ons is siel en ons is mens, liggaam. Ek wens nie ons kan eendag kan ek 'n glimp skryf van hoe dit werklik waar lyk in die geestelike riem. Ek dink ons sal skrik. En die probleem is die sataniste weet dit. Hulle ken daai goeders. Maar ons is te pap en so selfbeheers oor onsself en ons eie ek en hoe ons die wêreld ons skuld en die lekkerte van hierdie Egipte wat ons kan kry, hierdie vleispotte elke dag, behep daarmee dat ons vergeet om te bid en saam met Abba tyd te spandeer en dit is die probleem waarom ons sit. En Vader sê, jy gaan nie ingaan nie. Hy wil 'n verhouding met jou hê, nader met hom elke dag en hy sal tot jou nader. So mag Vader ons leer en mag hy ons deurgrond en mag ons daai Dawid harte hê en in nederigheid, humbleness voor hom kom. Bid elke dag in daai geheime plekkie, daai spesiale plekkie van Jesus Abba. U is die koning. Môre Abba, mag u naam geheilig word. Maar ons wil te veel worry oor onsself. Maar wat ons sal uitkry. Hoe ons vandag my ou pyntjie wat ek het, is nou so erg. Yeshua, wat gesterf het vir ons, kan jy dink hoe hy gevoel? Dan moet ons oor ou kopseertjie kla. Dis die ding. So maar Vader ons leer en moet ons as ek nooi uit om hierdie spesiale plekke te kry, nooi uit om Abba, om hier leer hierdie woorde, Baruch Ata Adonai Eloheinu Maleh Gaha Ulam. Leer daai woorde, seën Abba, ou prys hom vir elke ding, al tel jy net hierdie water op, sê prys u naam Vader, want u het hierdie water geskaap en dankie vir hierdie water. Begin dit leer. Ons sê dit te min. Ons sê dit te min. Abba verdien alles. Hy verdien my elke asempie wat in my liggaam is, wat sy asem is, verdien hy terug in mooi woordjies terug. En dis belangrik dat ons dit begin aanleer, want die wêreld skuld ons niks nie. Ons is genade dat ons hier so is. Dis genade dat ons nie daar in Gaza wakker geword het met wat se naam bomme om ons nie. Dis genade. Maar dan wil ons nou vir hulle sê of die swart mense, ons kan bly wees dat ons nie in 'n stroois wakker geword het vanoggend nie. En met ander wit mense wat sê julle gaan nie hemel toe nie. Weet jy, bly kan ons wees. Daai mense wat sê jy gaan nie hemel toe gaan nie want julle is nie 'n volk of deel van dit nie. Jy kon ook daar wakker geword het eendag. Ons besef dit nie. So ja.
Dankie julle vir die tyd. Ons gaan volgende week aangaan met die res van Onse Vader. Ek reg dink gaan in een vers een preek wees. En ja, dit is net ek eer Abba sy woord. Dit is goed om partykeer te gaan kyk na die Grieks of na die Hebreëus of na die Aramees, net om daai dieper betekenis te kry, daai skat, daai brood, daai brood. Ons gaan volgende week praat van gee ons daaglikse brood, is net ons eet of is dit dis dieper? Ons kan die hele jaar praat net oor brood. Dis is so amazing is van sy woord. Alright, so ek eer Abba vir vandag. Dankie Abba. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg dat ons het Abba, om as boetas en sissas u woord te kan oopmaak. Yeshua, u is die woord, u is van die begin af daar, Yeshua, en u het vlees kom word en tussen ons kom woon en ek eer u. En u het vir ons toe u teruggaan na Vader toe om ons huis vir ons voor te berei en die koninkryk wat eendag aan aarde toe kom, hierdie stad, hierdie mooi stad. Abba, eer ek u Yeshua dat u vir ons hierdie weg kom terugmaak en u gesê, maar my kind hou vas want ek gaan vir jou 'n trooster gee. Ek gaan die Ruach gee wat in jou gaan wees. Hy gaan in jou tempel kom bly en hy gaan jou wys, soos Jeremia 31 voorspel het, van hy gaan jou sê wat om te doen, om die wette en die insettinge en verordeninge en Vader se woord te kan gehoorsaam, my boeta en sissa. Vader, ons eer U, Abba, vir die genade, dat ons nog nie van hierdie aarde af weggevee is nie. Dat U ons so lief gehad het, Abba, dat U U seun gestuur het om vir ons weg te kom maak. Yeshua, U wat gekom het en gesê, maar ek kom vir jou. Heiden, ek kom vir jou. Jou verlorene, ek kom vir jou. Skaapie, jy wat buitekant wandel, ek kom vir jou. Jy is die verlore skaapie van Israel en ek gaan vir jou pad wys om terug te kom na Vader se hart toe, wat hy van die begin af vir jou beplan het. En as jy gaan besluit om dit te doen, gaan ek vir jou deel maak van hulle. Jy gaan 'n erfgenaam wees aan die beloftes van Abraham, Isak en Jakob en jy gaan eendag saam met my en my Vader en Ruach HaKodesh in die koninkryk wees waar jy gaan reg het tot die boom van lewe eendag. Dankie Yeshua dat U besig is om vir ons hierdie plek voor te berei. Dankie dat U ons roep, dat U ons wil nader. U is so amazing dat U sê nader my en ek sal tot jou nader, maar dit is soos 'n uitnodiging. Asseblief nader want ek wil tot jou nader. Dankie daarvoor Vader dat U so getrou is. Dat U so getrou is dat U sê U sien ons gebede. Boet ons is 'n Abba, hoor jou gebed. Al voel dit nie so nie, dis dalk net baie keer 'n Moadim, dis dalk net baie keer nog 'n loutering, maar Abba hoor jou en hy sien jou en hy sê, I will never leave you and I will never forsake you, punt. Hy sal nie. Hou net vas aan hom. Hou net vas wat aan hierdie situasie in jou lewe, ken in hom, want daar wag 'n beloofde land vir jou, daar wag 'n Kanaan vir jou. Dankie Abba, dat daar altyd 'n belofte is, en dat U beloftes vas is vir ewig. U is Yahweh Olam, U is everlasting. Vader, vergewe vir ons, dat ons baie keer nie twyfel en dat ons nie wil glo aan die beloftes wat U vir ons het nie, dat ons verander. Vergewe ons daarvoor, Abba, vir die keer dat ons dink ons is beter. Abba, mag ons hierdie humble servants wees, mag ons hierdie nederige harte vir U hê. Kom die grond ons en wys ons as nog ietsie is, wat hierdie houding het, hierdie strange fire. Kom gee vir ons hierdie incense, hierdie wierook, kom gee vir ons hierdie frankincense, dat dit vir U soos 'n soet geur sal wees. Maak daai frankincense wat hierdie insekte uit ons lewens sal uitdryf. Dankie vir genade, Abba, dankie vir die Shabbat, dankie vir hierdie rusdag wat U vir ons gegee het, hierdie teken vir die bruid. Hierdie ring wat ons kan aantrek vandag, as 'n teken van ons doen dit omrede ons lief is vir U. En ons wil vir U dankie sê vandag. Vader, ek bid, Abba, nou die seën uit, Abba, want U het ons so lief, dat U vir ons 'n seën gegee het. U sê Aaron en Moses spreek dit uit aan Israel, nie aan die Jure nie, aan Israel, en dankie daarvoor, Abba. Dat ons kan deel wees deur Yeshua. Moet ons ontvang hierdie seën wat Abba nou vir jou het. Yavrecha Adonai Vishmarecha, Yair Adonai Panevlecha Viguneka, Yesa Adonai Panevlecha Viasemlecha Shalom. Moet ons sê, Abba sê hy sal jou seën. Abba sê hy sal jou bewaar. Hy sê hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom net en wees lief vir hom. En deur lief te wees is om sy gebooie te onderhou, en om te ken is om sy gebooie te onderhou. Abba sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal vir jou kyk soos hy daai dag gekyk het toe Yeshua aan die kruis was, toe jy jou sonde raak gesien het. Vader Yahweh sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn, covenantskind, bruid van Abba Vader Yahweh. Mag jy skyn in die buitekant, mag jy 'n menorah wees, olie gevul, maar mag hy lig skyn vir Yahweh, nie vir jouself nie.
En Abba Vader sê vir jou boetie en sussie, ontvang nou hierdie shalom, daar waar jy werk, by jou kinders, tussen jou huwelik, oral waar jy gaan, jou in en jou uit, in die stad. Ontvang sy shalom vrede. Dankie Vader, ons ontvang dit nou, deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh, en deur die naam, ons koning, ons hoëpriester, Yahushua Messiah se naam, ontvang ons dit nou. Amen, amen. Dankie julle.